President Cyril Ramaphosa was in Mei maand in Nelson Mandela Bay en hy was nogals beïndruk met die burgemeester. Hy het gesê sy doen 'n baie goeie werk. Ons gas vandag wil van hom verskil. Retief Odendaal, die DA se burgemeesterskandidaat vir Nelson Mandela Bay, is hier by ons en is so lekker, is nie aldag dat jy hier is nie. Baie welkom aan Marula. Dis wonderlik om uiteindelik in die ateljee te wees. Natuurlik kom ek nou nie gewoon altyd oor die telefoon, die onderhoud. Dis is my lekker om by julle te kuier. Dis pragtige kantore hier by die Voortrekker Monument terrein en ja, is vir my groot voorreg. So, jy's hier vir twee spesifieke redes, want ons het nou gehoor dat Nelson Mandela Bay, soos maar baie ander metros, grootskaalse korrupsie het, grootskaalse diensleweringsprobleme het. Soos ek hoor, vat julle ook die koek eintlik wat dit kom by onreëlmatige besteding. Ja. So sê vir my, hoekom is jy hier? Dis heerlik om jou hier te hê, maar hoekom is jy hier? Wel, ons het vir twee spesifieke redes besluit ons moet na Pretoria toe kom. Die eerste een was dat die president het eintlik 'n ondersoek geloods na 'n kontrak waar daar grootskaalse korrupsie by gewees het. Is 'n straatlig 'n kontrak gewees waarby 35 miljoen rand betrokke was. En die spesiale ondersoekeenheid het die ondersoek gedoen en hulle het met sekere bevindinge vorendag gekom wat hulle voorgelê het aan die burgemeester en aan die administrasie, waar volgens sekere amptenare geskort moet word en daar kriminele klagtes aanhangig gemaak moet word. Daai bevindinge is nooit in werking gestel nie. Die tydstuur wat hulle gegee het is reeds verby en nou wil dit voorkom asof die administrasie dit onder die mat wil invee. Die persoon wat aanvanklik die ondersoek gedoen het in interne audit, word nou deur dissiplinêre aanklagte in die gesig gestaar. En dis natuurlik 'n ou laai. Ek bedoel, ons almal sien dit in munisipaliteite, hoe goeie amptenare wat probeer om korrupsie bloot te lê, hulle word eventueel agterna gesit en uit die stelsel uitgewerk, en ek dink ons het hier gesien met Johan Metler ook, in Pretoria, maar en ek het net gevoel dat dit is die president wat die proklamasie gedoen het. Ek wil hom attent maak daarop. Dis die eerste deel, en dan die tweede deel is, die president het gesê, maar dat ons burgemeester, Babawa Lubishe, 'n goeie werk doen. En ek is seker van almal wat nou hierna sal kyk wat in Nelson Mandela Bay woon, sal nou in hulle tee stik, want hulle ken die waarheid. Maar die realiteit is net dat ons 'n stad het wat regtig besig is om in duie te stort. Geen dienslewering, daar's omtrent 100,000 mense elke liewe dag wat sonder water sit. En dit is nie omdat ons nie water in ons damme het nie, ons damme loop oor, ons het redelike goeie reëns gehad, maar ons het net nie die bekwaamheid, die bevoegdheid om ons infrastruktuur te herstel nie. Ons het gesien dat 8 van ons uitvoerende poste vakant is, van ons uitvoerende hoofde is vakant, het vakant geraak oor die afgelope 3 jaar. Ons stadsbestuurder is al vir 32 maande op spesiale verlof. Sy verdien 270,000 rand 'n maand, so ek dink sy het al meer as 8 miljoen rand verdien deur by die huis te sit, en daar is absolute chaos, en ons het hierdie dossier bymekaar gestel om vir die president te wys, maar luister, wat ons hier het, is grootskaalse korrupsie, grootskaalse probleme in die administrasie, en net 'n stad wat op die randjie is van ineenstorting. En dit is natuurlik baie belangrik, Nelson Mandela Bay baie belangrik vir die Oos-Kaap, want onthou hier in Gauteng, 'n redelike klein provinsie, baie mense, het julle 3 metros. Nou in Nelson Mandela Bay is omtrent verantwoordelik vir 40% van die GDP van ons provinsie in die Oos-Kaap. So as iets gebeur met Nelson Mandela Bay, is dit regtig 'n groot probleem vir die Oos-Kaap. So ons moet daai stad weer op die regte pad kry, ons moet hom regryk. Maar jy kan nie, wanneer jy sit met kriminele wat die stad bestuur en wat goeie administrateerders wegjaag nie. So Retief, jy is gebore in Nelson Mandela Bay, jy was nog altyd daar, jy is gebore en getoe, jy was ook al die burgemeester, ek dink van 2022 tot 2023, ja, as ek reg is. So, jy het gesien hoe dit gaan, jy het gesien hoe dit goed gaan, en nou gaan dit sleg. Van wanneer af, wil ek sê, het dit regtig begin, hierdie stad begin ineenstort, en kan dit reggeruk word? Kyk,
ek dink ek moet julle die vinnige storie vertel van Nelson Mandela Bay het 9 koalisieregerings gehad oor die afgelope dekade. 9. En dis hoekom ek ook natuurlik hard beklei om 'n volstrekte meerderheid in Nelson Mandela Bay te kry wat baie moontlik is vir die DA. Maar die realiteit is dat ons 9 koalisieregerings gehad het en van hulle was baie meer suksesvol, onder andere die eerste een wat ons gehad het waar Johan Metler, julle huidige stadsbestuurder, ons stadsbestuurder gewees het en ons het gesien dat ons kon redelike goeie vordering maak teen korrupsie en dienslewering verbeter. En daarna is nadat daai eerste koalisie in duie gestort het, deur klein partye die DA in die rug gesteek het, is meneer Johan Metler uit die stad uitgejaag en dit was die een na die ander koalisie. Ek het in 2022 'n 10-party koalisie bymekaar gemaak. Nou, bymekaar gesit. Nou, jy weet, ek moet vir jou sê, dit is moeilik. As jy nou dink daar's baie politiek om so 'n tafel, dink net aan al die egos om daai tafel. En ons het 8 maande gehou voor eventueel die speaker, meneer Gary van Niekerk op daai stadium, die pos van burgemeester aangebied is deur meneer Guyton McKenzie en toe het die hele koalisie uitmekaar uitgeval en die speaker het toe die burgemeester geword. Maar selfs met ons 10-party koalisie kon ons vordering gemaak het. My administrasie is die enigste administrasie in Nelson Mandela Bay wat oor die afgelope 14 jaar nog 'n ongekwalifiseerde audit kon gekry het. En ek het gesien hoe dit moontlik is as jy die politiek uit die administrasie uithaal, wanneer jy 'n 0 toleransie het vir korrupsie, hoe jy kan begin vordering maak. Ongelukkig, na ons toe nou uit die regering uit is die stad gekaap deur individue politieke individue en partye wat net eie belang op die hart gedra het. En ek wil graag die volgende storie vertel, want dit is vir my baie belangrik. Ons het 'n CFO gehad, 'n hooffinansiële uitvoerende beampte, wat die DA aangestel het as 'n hoofuitvoerende beampte, en hy was absoluut briljant. Hy het my gehelp met ons het saamgewerk aan die uitkomste om 'n ongekwalifiseerde audit te kry, en omtrent so 'n maand, kan dalk minder as 'n maand wees, nadat ek uitgeskop is as burgemeester, toe bel meneer Thuis my en hy sê vir my, hy kan nie net meer hier werk nie, hy kan nie meer werk in die administrasie nie, want hy word geforseer of in 'n rigting gedruk om dinge te doen wat hy nie meer gemaklik is nie, en hy is nie bereid om sy professionele loopbaan op die spel te plaas nie. Hy het bedank, hy het weggeloop van 'n 2,5 miljoen rand salaris. En binne letterlik 'n paar weke is hy opgeraap deur die Mosselbaai munisipaliteit. En hy is nou die uitvoerende finansiële beampte daar. Maar wat vir my so hartseer is dat, en ek dink julle sien dieselfde nou in Pretoria, is dat wanneer jy goeie, bekwame amptenare het, wat die lyn hou teen korrupsie, wanneer daar verkeerde politici aan bewind is, probeer hulle hierdie goeie amptenare uit die weg uitruim, sodat hulle kan voortgaan met korrupsie. En dit is vir my baie hartseer. Dan iets wat jy genoem het, wat skrikwekkend is julle onreëlmatige besteding op hierdie oomblik. Soos ek verstaan, vat julle die koek van al die munisipaliteite nou. Vertel ons van waar trek julle onreëlmatige besteding en hoeveel kontant het julle oor? Soos ek verstaan, julle is nog alright, maar daar is kontant weg. So, daar is so 31 miljard rand se onreëlmatige besteding nou vir die persone wat nie weet nie. Onreëlmatige besteding is wanneer jy probeer om die aanskaffingsbestuur, dis nou supply chain, verby te gaan, en jy doen nie al die kom nie al die regulasies mee nie, en dan in Engels hulle sê you circumvent the regulations, en dit gee dan onreëlmatige besteding aanleiding na. En ons het 31 miljard rand op ons finansiële state, wat daar dui dat ons nommer 1 is vir onreëlmatige besteding in die land. Dis meer as enige ander munisipaliteit, meer as enige provinsiale regering, na my mening, en dis 'n groot probleem.
dit wys hoe korrup die amptenare is. Maar natuurlik, dis hoe jy steel van 'n regering. Wanneer jy seker maak dat jou pelle en jou koneksies wat jy het, dat hulle aanhou om die kontrakte te kry. En dit is dan hoe daar geld gesteel word van die munisipaliteit af. Ek sê natuurlik, Nelson Mandela het groot probleme, groot diensleweringsprobleme, maar ons is ook die maklikste metro om reg te ruk. Nie net is ons 'n kleiner metro nie, en is ons infrastruktuur nie noodwendig so gebroken soos baie van die groter metros nie, maar ons het ook kontantreserwes. Baie van die groter metros het geen kontantreserwes nie. Ons het nog so R3 miljard se kontantreserwes. Ons skuld Eskom nie 'n sent nie, en dit is nogal 'n redelike goeie prestasie om te hê. Meeste munisipaliteite skuld Eskom miljarde en miljoene. En dan het ons omtrent geen langtermyn skuld op ons boeke nie, wat daarop dui dat ons 'n vermoë het om dan te investeer in infrastruktuur, en ek dink dit plaas ons miskien dalk net so 'n kort koppie voor baie van die ander groter munisipaliteite wat ongelukkig nie so gelukkig is nie. Maar hierso is die ding, jy weet, ons het, toe ek die stad verlaat het, was al R5 miljard in reserves gewees, en ons het baie versigtig te werk gegaan om te sorg dat ons nie geld mors nie, met die objektief om te sorg dat ons geld kan investeer in infrastruktuur. En sedert 2023 en nou, en dis vir 3 jaar, is daar R2 miljard weg. So die R5 miljard het R3 miljard geraak, en ek is doodseker daarvan dat binne die volgende 2 jaar, as daar nie 'n nuwe regering sou kom nie, sal al die geld weg wees, en sal dit nie verby wees vir Nelson Mandela Bay, om dit te kan gebruik om die stad om te draai. So ons beklei baie hard, daar's 'n baie harde veldtog aan die gang op die oomblik. Ek is al in die 15de maand van my veldtog, so behoorlik moeg. My gol is al uit. Maar goeie nuus nie, want na November gaan ons ook die energie nog moet oor hê. Maar ek is seker daarvan, die energie sal kom van die uitslag van die verkiesing. Maar die realiteit is nie, dit is 'n baie belangrike verkiesing. Ek dink in meeste munisipaliteite reg oor Suid-Afrika, want ons dorpe en ons stede is besig om in duie te stort, en ons moet hulle weer in die werk kry. Dis daarom so bemoedigend, sodat jy vertel dat Nelson Mandela Bay nie so moeilik gaan wees om reggeruk te word, sou dit 'n stabiele regering, iets sy nou 'n meerderheidsregering vir koalisieregering, jy weet, as daar so iets tot stand kom. Ek moet dan nou maar vra namens die inwoners van die Baai, want ons wat normale inwoners is, wonder altyd en wil vir politici altyd vra, hoe lank totdat ek daai 100,000 inwoners wat in 'n dag dalk nie water het nie, hoe lank tot hulle weer water in hulle, jy weet, in hulle krane het, sou daar 'n stabiele regering tot stand kom. Is daar so iets, kan mens so iets nou al vir inwoners beloof? Ek dink dit is moeilik om 'n tydstuur te sit aan hoe vinnig jy 'n stad kan omdraai, maar ek kan jou verseker dat in die geval in Nelson Mandela Bay, dat meeste van daai probleme maklik uitgesorteer kan word, deur net te sorg dat ons bekwame mense by aanstel. In Nelson Mandela Bay, in ons waterdienste afdeling, is daar 'n 64% vakante poste vir ingenieurs, ambagsmanne en loodgieters. Yes. So ons moet die professionele mense terugkry om weer ons administrasie op die regte pad te sit. En in 'n groot deel van die probleme wat ons het met water is maar waar ons onsself in die voet skiet, waar byvoorbeeld jy 'n sekere hoeveelheid pompe het wat moet by 'n pompstasie wat water moet pomp, een van hulle breek en dit word nie reggemaak nie, en dan breek die tweede een, en dan éventueel wanneer die laaste een breek, dan besef die administrasie, wel, ons sit nou met 'n probleem, want nou kan ons laat die water pomp nie. En dit gebeur in so baie gevalle, en dit is maar net goeie, gesonde beplanning wat gedoen moet word, en dis ook wat so belangrik is om die bekwame mense terug te hê. Maar ek glo dat ons binne die eerste paar maande 'n wesenlike verskil in Nelson Mandela Bay kan teweegbring. Net om 'n stabiele
regering daar te stel en om die top vakante posisies vir administrateerders te vul, want dit is baie belangrik. Dit is belaglik om 'n stadsbestuurder te hê wat vir meer as die helfte van haar termyn by die huis sit en niks doen nie. Jy weet, dit is heeltemal ongehoord. Maar ja, so ek is baie positief oor die vooruitsigte van Nelson Mandela Bay en ek sê natuurlik, ek verkondig vir enige iemand wat wil hoor, dat Nelson Mandela Bay is een van die beste plekke in Suid-Afrika om te bly. Dit het 'n wonderlike klimaat, is 'n bekostigbare stad en ons is 'n 20 minute stad. Jy hoef nie in verkeer te sit nie. En sekere van hierdie munisipaliteite hierbo by julle, jy weet, is jou lewenskwaliteit nie so lekker nie, want jy sit ure lank in die verkeer. Dis hoekom ek nooit so baie besoek aflê in Johannesburg. Julle is dan beter in Pretoria. Daar's 'n rede hoekom ons jou so min sien. Ja, ek is baie gelukkig daar in Nelson Mandela Bay. So as jy nou moeg is vir hier in die noorde, kom na Nelson Mandela Bay toe en kom maak 'n wonderlike lewe daar by die see, in 'n see waar jy kan swem. Want natuurlik in die Kaap kan jy nie swem nie, dit is te koud. So ons het daarom water waarin jy kan swem. En ook nie so baie haie soos daar by KZN by Durban nie. Lyk my jy het gekom om Pretoriaaners te poach. Dis die derde rede hoekom jy gekom het. Definitief. Soos kom na ons toe, dis so lekker by die see. Dit is wonderlik. Wel, die helfte van julle kom altyd Jeffreys Bay toe, in elk geval oor Desember. So dis net om die draai. Ja. Maar kom ons bring dit nou weer terug huis toe oor Johan Metler. So die tydsberekening van jou besoek is baie goed. Johan Metler, daar word 'n hofsaak aangehoor oor die raadsvergadering waar tydens hy geskort is. Retief, sê vir ons, watse tipe mens is Johan Metler? Die DA en Swane, hulle glo in hom, hulle dink dit is 'n groot slag dat hy geskort is, hulle gaan nou beklei dat hy terugkom. Wat was jou ervaring, Nelson Mandela Bay se ervaring van Johan Metler? Is dit 'n stadsbestuurder wat die moeite werd voor is om te veg? Ek dink ek sal begin deur te sê, as julle hom nie wil hê nie, sal ons hom vat. Johan Metler is definitief een van die beste administrateerders wat die land oor die afgelope paar jaar gesien het. Ek weet dat die oorlede minister Pravin Gordhan het hom beskou as 'n Mr. Fix-It en hy het regtig groot verandering gebring in Nelson Mandela Bay, regtig die lyn gehou teen korrupsie, aksie geneem waar daar korrupte kontrakte toegestaan is, hulle tersyde gestel. Jy weet, ons was op 'n stadium bekommerd dat hy sy eie lewe in gevaar stel, maar en hy het natuurlik ook uitgegaan en bekwame administrateerders gaan soek om die poste te vul in Nelson Mandela Bay. En ongelukkig toe die DA-koalisie in 2018 uitgeskop word, toe gebeur presies wat met hom nou gebeur, en hy is toe geskort en later aan het hulle hom uitgeskop. En ek dink die beste manier hoe ek Johan Metler se karakter kan beskryf, is die feit dat toe hy geskort was, hy sy dienste gaan aanbied het by die Nelson Mandela Bay se regskliniek. En hy is natuurlik 'n prokureur soos ek, en hy het vir my gesê dat dit absoluut immoreel sal wees vir hom om by die huis te sit en 'n salaris van die staat te verdien sonder dat hy op 'n manier bydra aan die samelewing gee. En dis iets wat my baie diep aangeraak het en wat ons absoluut sal vertel wat se tipe mens Johan Metler is. En ek dink dat dis regtig hartseer dat hy vir die tweede keer in 'n redelike kort tydperk nou deur dieselfde probleme moet gaan, maar ek glo dat geregtigheid sal seëvier en ek glo dat Johan Metler nog 'n baie belowende loopbaan voor hom sal hê, want hy's regtig een van die bestes wat die land opgelewer het oor die afgelope paar jaar. Dit was Retief Odendaal, die DA se burgemeesterskandidaat vir Nelson Mandela Bay.